Dis vandag ons tweede dag in Langebaan en ek kan nie wag vir wat voor lê nie. Verlede week het ons modelvliegtuie gevlieg. It runs on Jet A1 fuel, which is the same fuel that you'll run your Boeings on. Snoekpastei gemaak. Gesondheid. Saam met wonderlike dames line dancing gedoen. Ou dokumente gerestoreer. Die tipe van ding is mense se kosbarehede. Jy kan nie sy waarde in geld skat nie. En die NSRI-stasie besoek. Ons red lewens op die water. Lewensred is vir my 'n passie. Die dag breek oor 'n mistige lange baan en die son sukkel om sy kop uit te steek. Ek en Denver is altyd vroeg op, gereed vir die nuwe dag. Môre, lekker geslaap. Ja, is baie mistig vanoggend. Mens kan skaars die lagoon sien. Ja, en my eerste afspraak is juis by die seiljagklub. Waar kry ons mekaar vanaand? Wat van op die hoofstrand, so 6:00 se kant. Ja, dan kyk ons hoe die son ondergaan. Dis reg. Geniet jou dag. Jy ook. Ek het afgespreek om twee vissers, Mark en Edwin, by die jagklub te ontmoet. Maar hoe verder ek stap, hoe mistiger word dit. Ek is net betyds om te sien hoe Mark en Edwin die hawe binnevaar. Hierdie twee mans was heel nag op die water en ek is dankbaar dat hulle bereid is om 'n tydjie vir my af te staan. Môre julle. Wat sê? Wie's Mark en wie's Edwin? Ek is Mark. Hallo Mark. Lekker om julle te ontmoet. Hoeveel visse het julle gevang deur die nag? 600 vis. 600. Ja, so 600 aders, ja. Ons het net 'n adder permit. Die Okay. boot is niet geregistreerd om aders te vangen. Edwin, hoekom is jy 'n visserman? Omdat mijn pa heeft me geleerd van die zee. En daarvan was ik een visser met 12 jaar oud. Julle is gesoute seemanne. Vertel my 'n bietjie van die visvangproses. Soos je kan zien, het ons nette daar in die bakkie. Ja. Die aders vang je net met een net. Ja. En die aders steek in die nette. En dan tel ons die nette op en ons haal die vis uit die nette uit. En vang julle nou net vir die familie of vang julle om te verkoop Nee, ook? ons vang het om te verkoop. So as julle nou huis toe gaan vandag, kan julle daar 'n bietjie gaan slaap of moet julle nou nog die verkoopwerk doen of is daar iemand wat julle help? Nee, ons het 'n persoon wat die verkoopwerk doen. Ja. Wat gebeur? Dit is nou baie mistig vanoggend. Wat gebeur as dit mistig is deur die nag? Ons het 'n GPS op. Ons werk ook maar net in die lagoon. Ja. Ons werk nie buite kan die Okay. lagoon of so. Julle praat van 'n bakkie, maar 'n bakkie is vir my 'n ding met wiele. So kan ek bietjie julle bakkie sien. Ja, so kyk ek so wel wys ja, die bakkie. Dan moet jy my help, is dan nou mooi my hand met vashou hierso. Ja, sê. Sjoe, dit is baie vis. En vang julle elke keer so baie? Soms meer as Harry, soms Ja. daar's daardie lui vol en hierdie lui vol. Met jou permit, hoeveel mag jy vang? Die kan aders vang net so hoe jy wil vang. Ja. Dit is nou die Langebaan lagoon aders. Die harder is nogal 'n klein, stewige visie met baie vleis. Ons Langebaan is brei gewoonlik aders. Jy kan hom kook, jy kan hom bak, jy kan hom in foil in die oond ook druk. Ja. Vang julle nog al die jare saam vis? Alle jare van ons saam aders. So julle hou daarom van mekaar. Ja, ons is goeie bakkie maats. Ja. Mark en Edwin vertrek weer om hulle vangs aan wal te gaan bring. Dit is so 'n deel van hierdie dorpie. Mense wat vis vang vir 'n lewe. En dit was my 'n groot voorreg om regte vissermanne van Langebaan te ontmoet. In hierdie mistige weer. Die son het nou deur die misbank gebreek en dis nou 'n heerlike dag. Ek het gehoor dat hier in Langebaan 'n groep dames is wat hulle self die floating ducks noem. Ek gaan met hulle gesels. Hi. Roz. Roz. Hi, ag nou kennis. Hallo almal. Ek hier staan al klaar so 'n koud kry. Nou nie water kom. Ja. Waar kom die naam floating ducks vandaan? Well, some of the ladies were swimming and they were floating in the lagoon, and one of the ladies, Debbie, said, "You look like floating ducks." So we become the floating ducks. En maak hulle ook Is dit nie 'n marteling om so vroeg in die oggend te gaan swem nie? Have you ever seen an unhappy duck? Ja? They love swimming. They love swimming every morning. Hoekom doen julle dit? The women of Langebaan, they are go-getters. Ja. And every morning they come and swim a kilometre. They feel fresh, they're ready to start the day and face everything. So hier is 'n ernstige groep, né? Julle neem dit nogal ernstig. Oh, yes. You have to have an initiation ceremony and you get a membership.
But the main thing is swim, get fit, have fun. Nee, ek wil julle nie te lank ophou nie. Kan ek kyk hoe julle swem? Certainly the ducks can swim, but I'm the only non-swimming duck. I don't get my feathers wet. So jy's 'n sinking duck. I'm a sinking. So dis die floating ducks. Ek het nie regtig geweet wat om te verwag nie. So elke oggend in hierdie koue water, die water is koud in die Weskus. Baie koud. Ja? What has happened is, because we're so serious about this, our wonderful restaurant Pearlies especially put up a shower so that they can have a warm shower to get warm afterwards. Everybody out! Ek is seker hulle bibber. So hoe was dit? Dis baie verfrissend. Waar swem julle oral? Ons neem deel aan al die kompetisies wat hulle in Langebaan aanbied. Dit is vir ons verskriklik lekker om as 'n groep deel te neem. Ras maak altyd 'n groot ding daarvan. Ons het Doeka Saterdag het ons om die eiland swem, dis Kaap en Eiland aan die ander kant. Reg om die eiland. Reg om die eiland, dis 3.2 km. En dan so af van ons ducks vir wie dit net nie genoeg is nie. Hulle gaan Kroasie toe in Augustus. Vir 6 dae gaan hulle elke dag 3 of 4 km swem. Dit is ongelooflik. Ja, Hoe is die water baie daar? Is lekker. die water warm daar? Beslis warmer is hier so. Ja, Ongelooflik ja. julle. Lynn, en is julle van Langebaan? We're originally from Camps Bay. Ja. We're all retired up here. And we are absolutely loving this place with a passion. Wat 'n groep merkwaardige vroue. En hier is nie een lelike eentjie onder hulle nie. Nee wat? Hulle kan die floating ducks wees. Hierdie water is te koud vir my. Maar weer eens, lekker gesellige groepie hier in Langebaan. As 'n mens in Langebaan is, moet jy deur die winkeltjies in Breestraat gaan stap. Ek het gehoor van Willem Magrietjie. Dis 'n winkel waar handewerk van plaaslike mense ook uitgestal word. Hierdie winkeltjie is vol redelike unieke goed en is regtig die moeite werd om dit te besoek. Wat is 'n seevakansie sonder skulpe? Hierdie winkeltjie lyk ook interessant en ek moet hier ingaan. Hierdie is nie 'n gewone skulpwinkel nie. Hier's 'n klomp kreatiwiteit wat hier weerspieël word. Iets anders waarvoor Langebaan bekend is dat die dorp die basis is vir die Weskus Jeugorkes. Ek het met Karina Brown gereël om 'n oefening by te woon. Mooi, julle hallo. Karina, is lekker om vir jou te ontmoet. Felicia. En Felicia. Karina, ek het met jou gereël om die Weskus Jeugorkes te sien en toe kom ek nou af hierop. Vertel my 'n bietjie van hierdie orkes. Ja, ek kon dit nou glad nie weerstaan nie want ek moes julle nou 'n bietjie verras het. Wat word hierdie orkes genoem? Hierdie is ons junior stryker. Die junior strykorkes. Ja, en hulle is ongelooflik wat hulle doen vir hulle ouderdomme. Absoluut. Ons voer self in die kleiner instrumente, Ja. ons wat maak dit oor see. En dit is die ideale geleentheid vir hulle om alles van musiek te leer. So wanneer hulle gereed is om oor te gaan na die groot orkes, dan stap hulle in en hulle kan alles doen. En dis nie maklik om 'n strykinstrument te speel nie. Nee, jy moet nou verkieslik jonk begin. Ja. Felicia, so jy's die dirigent van die kleintjies. Ja, die junior strykensemble. Hoe lank is jy nou al betrokke hierby? Ek het in hierdie jaar begin in 2016. Ja. So dis my eerste jaar saam met hulle.
En jou agtergrond? Ek het musiek gestudeer by Stellenbosch, maar my musiekliefde het begin by my ouma. Ek het in Parel groot geword en sy het koor gesing en ek het altyd saam met haar gegaan. So dis maar waar ek begin het met musiek. Onder die leiding van Karina en Felicia lê daar vir hierdie kindertjies 'n blink toekoms voor. Ek gaan sit onder terwyl die grootes oorneem. Hulle speel die Baby Elephant Walk. Hoe lekker. Ek is beïndruk. Nou weet ek hoekom hulle al baie ystafetes en kompetisies gewen het. Ek is so verras deur hierdie talentvolle orkes. 'n Grootse klank uit 'n klein dorpie. Dis opmerklik dat hier nie hoë heininge om die huise is nie. Dis verfrissend. As jy Weskus toe kom, moet jy seekos eet. Ek het 'n wonderlike resep in Dassenstraat opgespoor. Denver. Hallo, Leroe. Welkom op Langebaan Weskus. Baie dankie. Stap in. Visbeboetie, né? Daar's hy. Lekker. Welkom. Hierso stap sommer hier in die kombuis, hè. Dankie. Sjoe, al die goed staan gereed. Ek ken 'n beefbeboetie, maar 'n visbeboetie, dis die eerste vir my. My beboetie bestaan uit 2 dele, 'n kors, 'n slapdeegkors en dan natuurlik die beslag. So wat het 'n mens alles nodig? Jy het jou eie nodig, jy het jou botter nodig om dit te braai, jy het jou hoofbestanddeel nodig. Maar ons het nou die stompneus, dan het ons bietjie mossels, jy het jou eier nodig wat hom gaan bind en natuurlik brood wat gewoonlik in beboetie kom, maar ek gebruik ou croissants. Jy het bladjan nodig, jy het 'n bietjie gemmer, 'n bietjie turmeric en 'n bietjie curry. Die korsie is baie eenvoudig, is 'n 4 bestanddele. So jy het 'n koppie meel nodig, 'n koppie olie nodig, koppie melk, 'n eier, bakpoeier en die klitsom en die werk om bo-op. So hoe maak jy mens die beslag? Jy sit jou oond aan, jou induksie, jy noem dit 'n induksie oond. Jy sit jou botter in en dan volgende het jy jou eie. Lyk na 'n hele eie daar, né? Hierdie is 'n hele ei. En dis eintlik al wat moet gaar word van hierdie dis is die eie. Jy kan sien hy begin al klaar of glaserig raak. Volgende, jou vis. Ja. Hierdie is natuurlik mos nou vir ons die stompneus. Roer hom lekker deur. Volgende gaan ons net 'n bietjie melk oorgooi oor ons croissant dat hy net kan pap trek. Net so 'n bietjie. Right, volgende het ons seebamboes bladjan wat ek self gemaak het. Seebamboes bladjan. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Ja, ons bly mos hier op die Weskus en as die ekonomie druk dan gebruik jy die natuur. Okay. Om bestanddele te kry. Ek hou van 'n lekker sterk geurtjie, so ek sit sommer 2 lepels daarby. So. En dan het ons 'n bietjie currypoeier. Okay. Hierdie is 'n mild een, so ek gooi net maar net 2 lepels by. En dan het ons turmeric. Nie te veel nie want hierdie ouetjie het 'n baie oordonderende smaak. Okay, volgende het ons jou mossels. Ja. Om nou 'n regte Weskus beboetie te verseker. En dan het ek ook natuurlik 'n klein bietjie gemmer. Dit het ook 'n sterk smaak, so 2-3 van hierdie goeters. En ek gaan nie sout gebruik nie want dis het baie weer as klomp goed in wat die mossels het sout in, die vis het sout in. Die bladjan het sout in, so stadig met die soutte. Ja. So wanneer gooi ons die brood in? Die brood kom tweede laaste in wat nou is en hy sou lekker geweek so jy kan hom net met jou hande regtig waar in stukkies nou hier in breek. Ons gaan eers ons eiertjie ook hier bysit en dan werk ons hom nou lekker hier deur.
Denver, dit is die beslag. Ons gaan nou die deegie boop maak. Ons het nodig 'n mengbak. Jy het jou melk nodig. Die helfte van daai is 'n koppie. Dan het jy ook olie nodig. Gewone kookolie en ook klaar afgemeete koppie meel. Dit kom maar by. En 'n bietjie bakpoeier. Hier is min of meer 'n halwe 2 teelepels, so jy het so halwe een van hom nodig. Ja. Dit kom maar by. En jou eier. Een eiertjie en dit is dit. En nou klits jy. En dan klits jy hom. En dan moet die spiere werk. Dan klits jy hom lekker, maar moenie te erg hê want dit is 'n slap deeg, so as jy te erg gaan klits gaan hy oor die rand spat. En nou het ons bakkie, jy kan ons nou maak soos jy goed dink, maar ons gaan nou vir hom hierso inskep, vat 'n kleiner lepeltjie. So jy skep hom nou hierso lekker vol. Nie heeltemal vol nie, dat hy dan plekkie vir deegie ook is. So 3/4 koppie. Ja, so 3/4 koppie. En dan gooi jy jou deeg op. Jy kan hom al volg, hy gaan nie regtig rys nie. En dis jou visbobotie. En dit is dit. Dis nou iets nie om bobotie in 'n blikbeker te bedien. Kom ons gaan oontoe dan hy gaan 'n bietjie bak. Al wat hy in die oond gaan doen is 5-7 minute om die deeg gaar te kry. So jy sit hom net so in die oond. Net so in die oond. Oh. En hy's reg vir bedien. Heerlik. En dan daarmee saam kan jy rys doen, slaai doen, brood, enige ding. Ja, hoe is dit om hier te bly? Soos julle self al seker beleef het, is baie lekker. Die see is 'n blok van hier af. So dit is regtig vir die kinders is dit 'n absolute paradys. Kook jy die hele tyd in die huis ook? Ek het 3 mense wat elkeen sy eie smaak het. So Ek maak dit moeilik. Ja. Leroux, dink jy daai bobotie is al reg al? Denver, hy is 100% reg. Ek dink jy's honger en ek is honger. Kom ons eet. Waar is Denver? Lekker warm. Hy's warm. Hoe sal jy dit vir mense voorsit? Met 'n vars slaai wat alles uit die natuur uitkom. Daar het ek my bladjan op 'n lepeltjie, seebamboes bladjan, vars slaai, alles uit die see uit, die seewiere. Speel hom net lekker af met 'n bietjie asyn en 'n vygieblaar, Weskus-styl. Okay, nou kom ons probeer hom. Daar's hy. Daar's hy. Skep hom lekker diep, man. Daar's hy. Daar's hy. Probeer vir jou. Ek vat ook 'n happie. Smaak soos 'n Weskus. Weskus ja, jy probeer hom net, saam met die slaai wat ook uit die see uitkom, uit die veld uit. Heerlik. Ja, dit is baie lekker, hè? Leroux? Werk hy vir jou? Hy werk vir my. Langebaan alles verniet binne in die see. Leroux se visbobotie pastei gaan op ons webwerf wees. Mooilip.tv of ons Facebookblad. Jy gaan dit geniet. Baie lekker. Ek kies koers na die Hoofstrand se kant toe waar die Wings Coffee Roastery is. Hallo. Hoi, Alma. Justice. Yes. Die reuk van koffie het nou sommer my asem weggeslaan. Aangename kennis. Maar nog 'n kennis en baie welkom. Baie dankie. Ek wil Fantasties. begin by die begin. Wings. Okay. Waar Yes. kom die naam vandaan? Ek is 'n vliegertans in die lugmag nog steeds. Ja. En vir daai rede wil ek my passie vir vlieg en my tweede passie wat koffie is, net bekend gestel het. Hier is nou nie 'n gewone koffieshop nie. Wat presies gaan hier aan? Ons doen basies die coffeeshops 'n hanger. Die hanger beteken dat ons basies produseer koffie op 'n grootskaal manier. Lokale kliënte sal obviously wees ons coffeeshops, vir wie ons 'n unieke blend sal skep of vir individuele mense wat elkeen 'n unieke pakkie koffie ook by ons kan kom kry. Dit is ongelooflik. So dis soos 'n parfuum. Jy maak vir iemand 'n spesifieke ding wat hulle wil hê. Verseker. Wat maak 'n goeie koffie 'n goeie koffie? Die olies, versekerlik. En my werk as 'n roaster is om my olies net te begin aktiveer. Nou die idee is om nie daai olies te verbrand nie. Net die beste olies te karameliseer en net uit die koffie uit vry te weer bring. Jou palet mature verseker as jy ordentlike koffie begin drink het. Justice, hierdie reuk in die lug het my nou so lus gemaak vir koffie. Kan ek dalk van jou koffies proe? Verseker, kom ons gaan toets as threshold. Die winkel is pragtig, maar lyk amper soos 'n laboratorium. Right, so kom ons begin nou met die pour-over. Right, so ons begin net om 'n filterpapiertjie nat te maak. Die rede hoekom jy papiertjie nat maak is want jy probeer al die smaak van die papier vermy. Ja. Sodra koffie van 'n baie warm temperatuur na 'n koue temperatuur toe gaan, kry jy baie groot thermal shock en dit wil baie vinnig die acidity of die suurheid van die koffie baie vinnig optel. Okay. Soos waarvoor die verhitting so baie belangrik is. Okay, so vir hierdie styl gebruik ons 21 gram koffie, nie 22 nie. Presies 21. Ek is 'n vlieënier. Die blooming proses is basies waar die CO2 gasse vrykom.
soos jy kan sien, die koffie is nou lewendig. Ja. As al die CO2 gasse begin uitkom en dit is nou aktiveer met die warm water. So nou is al die gasse basies uit en nou doen ek net 'n brewing. En hoe lank neem dit nou vir die water om deur te loop? Dis altesaam 'n 3 minute proses. Ja. As dit 'n bietjie vinniger gaan, beteken dit my maal van die koffie was te grof geweest. Aan die ander woorde, hy hardloop te vinnig deur. Ja. As dit te fyn is, gaan dit te lank vat. En dis weet jy het die perfekte ratio van die koffie. Okay, so nou kan ons verder gaan met 'n toets. Want 'n goeie koppie koffie is nie swart nie. As jy kan sien die kleur, is amper 'n rooierige kleur wat hy vertoon. Maar omdat die koffie gerooster is op 'n sekere manier, is al die geur nog steeds binne in dit getrap. Ja. Alright, so hier is jou koffie. Volgende stap. Hierin byvoorbeeld het 'n bietjie van 'n lemoen en 'n bietjie kakao smaak. Dis regtig besonder lekker. Right, volgende proses. So die volgende stap wat ek vir ons gaan voorberei is wat mense noem die siphon. Vir die siphon gebruik ons 330 ml. Okay. En nou sit ons die lug aan. So nou verhit ons basies die water tot en met die punt wat dit begin borrel. So nou basies het die water tot by die kookpunt gekom en dit sit nou heel bo. Nou is dit reg vir ons om die koffie in te gooi. Ja. So hierdie koffie wat ons nou hier gebruik is van Tanzanië af. Ja. En hierdie is 'n baie unieke koffie. Jy gaan ook 'n klein bietjie appelkoos amper in die koffie optel. Dis die een reuk wat onmoontlik is om na te maak, dis die reuk van koffie. Sjoe. Nou gaan hy seker weer onder toe. Dis korrek. So wat basies nou gebeur is met die hitte wat verwyder is, gaan die koffie nou van 'n hoë drukstelsel terug na 'n lae drukstelsel toe. So hierdie stel gebruik ek om seker te maak die koffie bly by al drie elemente van die sweetness, die body en die acidity. As ek daai drie pilare het, dan kan ek dit verkoop as 'n goeie kwaliteit koffie. Ek maak maar net altyd koffie, maar nou weet ek, mens kan dit op 'n wetenskaplike manier ook doen. Deel van die bekoring van Langebaan is die feit dat dit 'n moderne dorp is, wat nog iets van sy karakter as 'n vissersdorp behou het. Ek het regtig 'n aangename tyd in Langebaan gehad. Sy ligging, die natuurskoon en sy mense maak jou besoek 'n onvergeetlike ervaring. Die son begin sak in die weste en ek moet op die strand kom. Net hierdie sonsondergang oor die meer is genoeg om mens weer terug te bring. Dis 'n pragtige plek, né? Maar dit is beeldskoon. Dit was dan Langebaan. Ons groet tot 'n volgende keer. Selfde tyd, ander plek. Mooi loop. Tranquility Base here. The Eagle has landed.